Welkom terug. Baie dankie dat julle kyk. Ons het 'n nuwe video vir julle. Ons toets ons lewensgrootte reaktiewe teiken. En ons het die 243, die 308, as ook die 300 Winchester Magnum gebruik. Ek gaan vir julle video's wys waar ons skiet met elkeen van die kalibers en die impak wat dit op die stalteiken gehad het. Ek voeg ook Garmin chronograaf data by, sodat julle kan sien watter snelhede ons met hierdie ammunisie gekry het. Soos ons aangaan, sal ek terugvoer gee oor die ammunisie wat ons gebruik het en die algehele prestasie daarvan. Goed, eerste op is die Federal Fusion 95 grain in 243 Winchester. Ek is mal oor hierdie ammunisie. Trouwens, al die Federal ammunisie wat ons sover getoets het, is volgens 'n baie hoë standaard gelaai. Hier is data vir 'n reeks van 17 skote wat in 'n vorige sessie geskiet is, met presies dieselfde geweeropstelling. Ons het 'n gemiddelde snelheid van 2818 voet per sekond gekry met 'n standaard afwyking van 12.3 oor 17 skote, wat uitstekend is. This gun makes it easy, actually. Okay, thuis 243-300. It's lovely. Thank you. Net 'n vinnige opdatering oor die Tikka T3X. Hierdie is die Raftek in 243 Winchester. Ek het hom verlede maand in die hande gekry. Ek het die Swarovski Z3 opgesit, wat een van my ouer teleskope is. Al die Element teleskope is nou op verskillende gewere vir verskillende projekte. Maar hierdie teleskoopie het 'n duplex kruis met 'n ballistiese toring. Ek het ook 'n knaldemper opgesit van Eitech. Dis die H3 model met 2 keelkamers of 2 kompartemente. So jy het die 2 keelkamers en die mondingsrem of die blitsbreker wat binne die heel eerste kompartement sit. Ek het nie die laaste een bygesit nie, net om die gewig te verminder, die geweertjie kort te hou en die balans van die geweer nader aan die aksie te hou. In elk geval, ek het Federal Fusion patrone uit hierdie geweer uitgeskiet. Ek het baie chronograafdata vir julle wat ek sal deel. En dit was die heel eerste ammunisie ooit wat met hierdie geweertjie geskiet is. Om
julle gou deur hierdie teiken te praat. In die middel het ek net ingestel op 50 meter, toe 100 meter en toe het ek begin groepering skiet. Eerste groepie is net so oor 'n duim, daar is omtrent presies 'n duim. Tweede groep het ons hulle bietjie nader aan mekaar begin trek, bietjie gewoond geraak aan die geweertjie. En die derde groep het ek regtig lekker stil gesit en hy het mooi by mekaar gekom. Daar is 'n 10 mm groepering op 100 meter. En natuurlik die vierde groepering toe raak ek opgewonde en toe gooi ek hom weg. Daar is baie video's op pad vir hierdie geweer. Dit is tans my gunsteling. Kyk, ek's lief vir my 308. Julle het hom al gesien in my vorige video's, maar hierdie een waarvoor ek hom gebruik is regtig uitstekend. Met die teleskoop, knaldemper en sy belt weeg hy net oor die 4 kg. En ek het hom 3 dae in die veld gedra en ek het nie eers geweet van hom nie. Ek is baie tevrede met die Federal Fusion ammunisie. Dit is baie akkuraat en baie konstant, maar ons is besig met die herlaaiproses vir ander punte, wat ook in die volgende video sal volg. Ons het al ons eerste bokkie plat getrek met die 243, met 85 grain baanspunte, maar dit kom alles op in die volgende video. Daar is ook 'n jag op pad en daar gaan 'n triggercam op hierdie teleskoop wees sodat julle my impakskote kan sien. So bly ingeskakel vir daai video's. Kom ons gaan terug na die toetse. Een van die plaaslike ouens op die skietbaan het gevra om op ons teiken te skiet. Hy het met 'n 300 Winchester Magnum geskiet met 180 grain Federal Fusion ammunisie. Hy het 7 skote geskiet met 'n gemiddelde snelheid van 2840 voet per sekond en 'n standaard afwyking van 9,3, wat 'n fantastiese resultaat is, veral vir fabrieksammunisie. Federal gebruik bonded core punte, soos wat die Engelsman sê, vir die fusion ammunisie. Wat dit beteken is, as jy 'n boksou tref, dan bly die koel bymekaar. Hulle sê omtrent 80 tot 90% gewigsbehoud, wat vir jou maksimum penetrasie gee teen 'n bekostigbare prys. Ek beskou dit as die beste opsie vir premium jagammunisie wat jou sak sal pas. Laastens het ons die 147 grain ammunisie van Celerin Billet. Dit is 'n FMJ ronde of 'n volmantelkoel. Hier skiet ons met 'n 24 duim loop en ons kry 'n gemiddelde snelheid van 2726 voet per sekond met 'n baie klein standaard afwyking van 3,2. Dis 'n fenominale resultaat, want jy kan dit in pakke van 50 patrone koop. Dit is van die mees bekostigbare ammunisie wat jy kan kry vir die 308 in Suid-Afrika. Dis natuurlik nie bedoel vir jag nie, maar dis 'n goeie opsie vir teikenoefening. Ons het dit gekies vir die bekostigbaarheid daarvan en ook om die staalgehalte van die teiken wat ons ontwikkel te toets. Ons het ook die CZ600 die dag op die baan gehad, wat 'n 20 duim loop het en jy kan die verskil in snelheid duidelik sien. Ons het 4 skote gevier met 'n gemiddelde snelheid van 2681 voet per sekond met 'n standaard afwyking van 8,5. En net 'n vinnige kyk na hoe die teiken daardie skote hanteer het. Hierdie teiken wat julle nou sien, was op 'n afstand van 100 meter. Julle sal minimale pitvorming sien. Daar is met die 147 grain volmantelkoels en die 90 grain Federal Fusions geskiet. En dit was die afhanklike afstand. En toe gaan ons 200 meter toe vir die 300 Win Mag.
dit lyk of die teiken mooi gaan byhou en dit sal in al ons toekomstige opleiding video's gebruik word. Impact. Mooi shot. Nice one. Asai, dis dit. Dankie dat julle ingeskakel het vir hierdie interessante toets. Ons het 'n paar video's wat binnekort op pad is. Ons gaan binnekort jag en ek neem die baie akkurate Tikka saam met pasgemaakte ammunisie en die Federal Fusions is altyd in my geweersak. Ek het wel baie toetswerk met die herlaai van hierdie nuwe ammunisie. Ek het op 'n paar interessante probleme afgekom, as ook baie interessante interne en eksterne ballistiese data wat ek graag met julle wil deel. Bly ingeskakel daarvoor en vir die jagvideo wat ons volgende naweek gaan afneem. Oorweeg asseblief om van hierdie video te hou en op by my kanaal in te teken. Dit sal vir my baie help. Ek weet dat meer as 80% van die mense wat kyk nie ingeteken is nie. So gaan gerus voort, klik op daardie inteken knoppie